Weer eens goeiedag. Weer eens 'n voorreg om saam met jou te kan besig wees met die Here se woord en met ons lewens. Ons praat oor 'n manier van lewe en nou wil ek vir jou sê vandag, die plek van aanbidding is deel van 'n goeie manier van lewe. Die teks wat daarmee saamgaan klink so: Was daar maar iemand onder julle wat die tempeldeure kon toesluit, sodat julle nie die vuur op my altaar verniet aan die brandsteek nie. Ek is julle nie goedgesind nie, sê die Here, heerser oor alle magte. 'n Offer uit julle hand is nie vir my aanvaarbaar nie. Maleagi 1 vers 10, ekskuus ek so 'n bietjie grinnik. Dis daarom nie 'n lekker vers om 'n oordenking mee te begin nie, of hoe? 'n Mens is nou nie eintlik lus om vroeg in die môre of enige ander tyd konfronteer te word met die Vader se ontevredenheid met ons nie. Maar bly naby. Ons gaan deurwerk na sy glimlag toe. Net eers die rede gee hoekom die Vader die tempeldeure wil toesluit en nie ontvanklik is vir enige offer nie. Hierdie laaste boek van die Ou Testament bevat eintlik 'n gesprek tussen God en sy volk. Heel aan die begin van die boek, die tweede vers van hoofstuk 1, skop God af met hierdie liefdesverklaring. Ek het julle lief, sê die Here. Maar dit is so half of God in hulle slaap met hulle praat. Hoe het hy ons lief? Dan word die twee gesprek oor gebroke verhoudings tussen hulle tamelik warm, sodat die Vader die uitspraak waarmee ons begin het maak. Hy wil dat ons konsekwent sal wees in ons toewyding en liefde teenoor hom. Nou oor al die eeue van menswees rig die geskape wesens plekke van aanbidding op. Sommige teen geweldige koste as teken van hulle respek en liefde, terwyl ander weer verkies om onder 'n boom in 'n baie eenvoudige plek om te aanbid. Nou sou jy kon opmerk, so wat? Sedert vroegste tye het mense plekke van aanbidding opgerig vir enige soort van godheid. Natuurlik is dit waar vir my as Christen, het die bewys dat ons geskape wesens is met 'n behoefte om lof en eer te bring aan ons Skepper. Dis wat ek daarin sien. Dis dood eenvoudig deel van lewe. Die enigste verskil tussen ons geloof en ander gelowe is dat ons Vader van die begin af vir ons die bloudruk gegee het van hoe die plek van aanbidding moet lyk. Van die berg Sinaai af gee God vir Moses instruksies hoe die tabernakel, dis nou God se mobiele plek van ontmoeting, moet lyk. Dit maak nogal vir lekker leesstof, gaan lees bietjie Eksodus 25 en 7 tot 27. Hier was iets tasbaars van God se teenwoordigheid. Maar dit is redelik verganklik, nee, die tabernakel. Daar is 'n hinkering na 'n permanente adres vir God. Wanneer die tempel uiteindelik deur Salomo in die beloofde land opgerig word, kry jy al die belangrikste temas van die tabernakel terug. God beskou die permanente gebou as heilig. Die hele wêreld waar Christene woon, sal jy plekke van aanbidding vind met kreatiewe interpretasies van sy teenwoordigheid. Sy liefde en die uitdrukking van ons toewyding aan hom. Een so 'n plek van aanbidding is die Notre Dame kathedraal in Parys. Hierdie is 'n plek hoor. Frankryk. Hierdie majesteuse gebou, vernoem na Maria, die moeder van Jesus, was opgerig in 1163 na Christus. Die werk het byna 100 jaar geneem om voltooi te word en is in op volgende jare dikwels opgegradeer. Dit verteenwoordig die mees verfynde vorm van Frans-gotiese boustyl en word beskou as die simbool van aanbidding, met 3 pyporgels, enorme klokke en asemrowende pilaargange. In die jare na 1790, toe die Franse revolusie plaasvind, word die kathedraal aansienlik beskadig, ontheilig en verniel. Die revolusie duld geen struktuur wat respek verg nie, veral nie vir God nie. Tog oorleef hierdie Rooms-Katolieke kathedraal hierdie aanslag en vele gebeurtenisse daarna, wat tog die hoogte en laagtepunte van die Franse volk verteenwoordig. Byvoorbeeld, op 26 Augustus 1944, tydens die bevryding van die Duitse oorheersing teen die einde van die Tweede Wêreldoorlog, lui die klokke en word die Magnificat, 'n hooggewaardeerde loflied in verskeie liturgiese tradisies, luidkeels in die Notre Dame gesing. So wil dit tog lyk asof ekstreme hoogte en laagtepunte mense laat soek na antwoorde buite hulle self, 'n manier van lewe. En toe tref 'n reuse ramp die Notre Dame kathedraal. 'n Vuur breek uit op 16 April 2019. En reuse verwoesting beskadig hierdie ikoniese gebou, amper asof hy tot niet is. 'n Deel van die toring val in en ernstige strukturele skade noodsaak 'n totale sluiting van die gebou. Die volgende 5 jaar word bestee aan restaurasie teen die koste van 700 miljoen euros. Om dit te kan verstaan, vermenigvuldig het rofweg met 20,
14 biljoen rand. Sê dit iets? Op 1 Desember 2024 word die gerestoreerde kathedraal weer oopgestel. President Emmanuel Macron van Frankryk behartig dit self. Hy bedank skenkers wêreldwyd vir finansiële bydraes en ondersteuning. Hy gebruik die woorde 'n skok van hoop om te verwys na die vloedgolf van hulpbronne, vakmanne en gewone werknemers wat almal gehelp het om die Notre Dame te herstel. Hy noem ook dat die Notre Dame 'n simbool is van kultuur, gedeelde waardes en inspirasie. Die voltooide werk is inderdaad simbolies van die triomf van restaurasie. So God vind tog behaag in plekke waar mense kom om hom te aanbid. Ons weet dat Frankryk nou nie 'n land is wat pols met die Christelike geloof nie. Tog het hierdie plek van aanbidding mense se harte aangegryp. Statistiek meld dat 20 miljoen besoekers elke jaar hierdie monumentale kathedraal besoek. Het dit enige betekenis? Natuurlik. 'n Siniese beskouing sou wees om dit te bevraagteken en amper saam te stem met die teks vandag, maak dit maar liewer toe. 'n Ander beskouing waarmee ek my nogal vereenselwig, is dat die Maleagi teks ons oproep om dieper te kyk en te soek na die vingerafdrukke van God, want hulle is daar. En hulle sal daar bly, totdat hy weer kom. Die eintlike boodskap hier is dat jy met jou liggaamlikheid die tempel is waar God kies om te woon. Dink daaraan, God kies om in jou te woon en dan deur jou die lig te laat skyn van sy liefde vir die wêreld. Kom ons sê vir hom dankie daarvoor. Hemelse Vader, dankie dat U ons beskryf as die tempel waarin U woon. Want deur ons hande, voete, oë, ore, deur ons geskenke, deur alles wat ons doen, kom U teenwoordig en kom U teen U koninkryk teenwoordig. Gee Here dat ons dit sal beleef in en deur ons lewens, want U gee U Gees daartoe. Dankie Here, ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Amen.